Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, as dit rondom ons stil word, hier in die kerkruimte, en ons dink aan die mooi dag wat U vir ons gee, ons dink aan die mooi omgewing, ons mooi land, al die seëninge wat U vir ons gee, dan wil ons U kom dank, soos ons nou gesing het ook, vir die voorreg om U naam te kan aanroep, om in U naam hier by mekaar te kan wees. En dat ons by dit alles, as die middelpunt van dit alles, U woord, die Bybel het. So 'n wonderlike boek, wat deur mense geskrywe is, maar deur U Gees geïnspireer is. Op so 'n wyse dat ons dit nooit ten volle kan verstaan nie. Dit nooit kan omvat en sê, nou ken ons die hele Bybel nie. En dis vanmôre ons gebed, dat U deur die Heilige Gees ons oë sal verlig, ons harte sal verlig, ons ore sal oopmaak, ons hande sal verander, ons voete sal gebruik, om in te neem en ook te gaan doen wat U vir ons stuur om te doen. Dankie dat ons so kan bid, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanmôre 2 gedeeltes saam lees. Een is gedeelte uit Psalm 71 en dan ook uit Jesaja 46. En die Bybel hier voor my is die 1983 vertaling. Nou ek sien altyd, dit is vir my baie oulik as ek sien hoe Dominee Louis die diens begin met 'n vraag en hy wil vir jou 'n vraag vra. Nou ek wil vir u vra, dink 'n bietjie daaroor, wanneer in u lewe, watter geleentheid het die Here vir jou gehelp, gesorg, gedra? En in aansluiting daarbey, net die kort verhaaltjie wat u seker almal ken, van die man wat gedroom het, dat hy stap op 'n strand, en hy sien 2 rye spore. En na 'n tyd, hy kom agter dat dit God is wat saam met hom op die strand loop, wie se spore langs sy spore is. En na verloop van tyd sien hy, maar daar's net 1 ry spore. En hy is half ontevrede in sy droom, en hy praat met God, en hy sê, maar u sê dan, u sal altyd saam met my die pad loop. Waar is u dan nou? En dan die antwoord wat hy kry is, God sê, daar waar jy 1 spoor sien, is waar ek jou gedra het. Nou liewe gemeente, dis waaroor hierdie 2 gedeeltes gaan, oor God wat ons dra. Kom ons lees dan Psalm 71, vers 1 tot 9, en dan weer van vers 17 af. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Red my en bevry my, want U is getrou. Luister tog na my en help my. Wees my rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind wat U tot my redding beskik het. Want U is my rots en my vesting. My God, bevry my uit die hand van goddeloses, uit die greep van skurke en verdrukkers. Want U, Here, U is my hoop. Op U, Here, het ek van jongs af vertrou. U is my hulp van my geboorte af. Reeds voor ek in die wêreld gekom het U my beskerm. U loof ek gedurig deur. Ek is vir baie 'n wonder, maar U is my veilige toevlug. Ek besing U lof en U roem gedurig deur. Moet my tog nie verwerp nou dat ek oud geword het nie. Moet my tog nie alleen laat nou dat my kragte ingegee het nie. Vers 17. U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van U kragtige dade. Nou dat ek oud en grys geword het, moet U my tog nie alleen laat nie, o God, dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan vertel van U werk en U mag.
U verlossingswerk, o God, is oneindig groot. Groot is die dinge wat U gedoen het. Wie is soos U, o God? U het talle benoude ervarings oor my gebring, maar elke keer weer in my lewe gered, my elke keer weer weggeruk uit die mag van die dood. En dan blaai ons na Jesaja 46. Ons slaan die eerste 2 verse oor, dan lees ons van vers 3 af. Luister na my nageslag van Jakob, alles wat oor is uit die nageslag van Israel, julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af, wat ek vasgehou het vandat julle daar is. Ook tot in die ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou, julle dra en julle red. Met wie kan julle my vergelyk? Aan wie kan julle my gelykstel? Met wie kan julle my op een lyn stel? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? Mense gooi goud uit hulle geldsak uit en weeg silwer op 'n skaal af. Hulle huur 'n goudsmid en hy maak daarvan 'n afgodsbeeld. Dan buig hulle voor hom en aanbid hom. Hulle tel hom op hulle skouers en dra hom. Hulle sit hom op sy plek neer en hy staan daar. Hy kan nie van daardie plek af pad gee nie. As iemand na hom roep, antwoord hy nie. Hy help hom nie uit sy nood nie. Dink hieraan en luister. Neem dit ter harte, julle oortreders. Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur. Wat ek wil, doen ek. Ek roep 'n roofvoël uit die ooste. Uit 'n ver land roep ek 'n man wat my besluit sal uitvoer. Ek het dit gesê en ek sal hom laat kom. Ek het dit beplan en sal dit doen. Tot sover. En dan net een vers wat ek graag wil herhaal. Jesaja 46 vers 4. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Nou liewe gemeente, 2 weke gelede was dit so 'n mooi geleentheid toe die matrieks hulle routermerkers ontvang het. En daar's ook 'n mooi foto waar hulle almal bymekaar is. Is hy beskikbaar? Dit is net seker daar hy kom in die volgende foto. Maar die mooi simboliek daarvan was dat terwyl hulle nou regmaak vir die matriekeksamen, het daar dames van die gemeente vir hulle elkeen 'n kombersie gebrei. Gehekel eintlik. Nou die bedoeling van die kombers in 'n warm klimaat maak nie baie sin dalk nie. Maar as dit winter word, as dit koud word, as hulle dalk ver van die huis af in 'n koshuis of op 'n ander plek bly, dan kan hulle daaraan dink dat hierdie gemeente se dames, maar die hele gemeente as geloofsfamilie het aan hulle gedink en stuur hulle die lewe in en rus hulle toe. Maar dit is nie net die matrieks nie. Elkeen van ons as ons hier sit, is in 'n sekere fase van ons lewe, wat mooi met die wiele van die lewe uitgebeeld word daar. Jy sien, daar's vir elke fase van ons lewe 'n wielietjie waarmee ons gestoot word as ons klein is, en 'n stootkarretjie en so gaan dit aan, 'n 3-wiel, 'n lekker vinnige fiets en so voorts. My eie kar, 'n gesinsmotor, naderhand as ek net ek en my vrou is, 'n lekker vinnige jeep of 'n ding. Ja, en dan miskien 'n motorhome, wildtuin toe te gaan. Ja, en helaas, verbaai ook 'n karretjie wat ek self mee kan oor die weg kom en uiteindelik iemand wat my stoot. En dit alles wat ons vanmôre hier gelees het in Jesaja en in die Psalm,
beloof die Here dat hy dwars deur al ons lewensfases met ons sal wees, dat hy my deur my hele lewe sal dra. Die Psalm is aan die een kant die gebed en vra dat die Here my sal dra, en die gedeelte in Jesaja wat ons gelees het, is die belofte van die Here dat hy dit wel sal doen altyd deur. En liewe gemeente, die Psalm 71 is die gebed van iemand wat heel waarskynlik oud en swak geword het. En hierdie een gebed vir die Here het en wat vra, Here, moet my nie nou in my ouderdom verlaat nie. U was deur my hele lewe lank met my gewees. Moet my nie nou verlaat nie. En dan is daar een belangrike rede wat die digter ook aanvoer. Ek wil graag daar wees om hierdie belangrike boodskap dat U my gedra deur my lewe ook te kan oordra aan die volgende geslag, aan my kinders en my kleinkinders te kan vertel. En ons weet hoe belangrik is stories, vertel stories, onthou stories. As 'n groep matrikulante by mekaar kom na 50 jaar by 'n reunie, dan deel hulle baie stories. Ons kleindogter wat nou dag hier gekuier het, as ons sien oupa Wildtuin stories. So deel elke familie altyd stories. Dis ook so dat daar baie boeke en selfs films nou verskyn oor die grensoorlog, omdat baie mense moet onthou, in herinnering roep en verwerk wat alles daar gebeur het. En dis trouens ook hoe die Bybel ontstaan het, deur verhale wat oorvertel is, en uiteindelik in die kanon in die Bybel opgeneem is, sodat ons vanmôre hier 66 boeke het wat ons altyd deur kan lees. En dit was ook so in die geskiedenis van die volk Israel. Dit was die gebruik by die Paasfees dat die oudste seun vra vir die pa, wat is die betekenis van hierdie fees? En dan sal die pa vertel, toe ons volk onderdruk was in Egipte, het die Here ons daar uitgelei. En dan as die pa en sy kinders by die Jordaanrivier verbystap, by die Gilgal monument, dan sal hulle vra, waarvoor sal hierdie klippe? Dan sal die pa vir hulle kan sê, maar dis hier waar die Here ons deur die see droogsvoet gelei het, sodat ons kon ontsnap van die Egiptenare. En elke keer as ons nagmaal vier hier in die kerk, die brood en die wyn is ook 'n onthou verhaal, vir ons te onthou dat die Here aan die kruis vir ons gesterf het. En dis wat hierdie digter van die Psalm dan sê, Here, nou dat ek oud is, help my dat ek kan onthou hoe goed U vir my was, sodat ek dit vir die volgende geslag kan vertel. En dan kom ons by Jesaja 46, wat vir ons vertel, God het 'n plan om sy volk te verlos. Ons ken die verhaal, ons het dit baie hier in die prediking en die Bybelstudies ook al gehoor in die afgelope tyd. Die volk van die Here was ongehoorsaam. Onthou wat Jeremia gesê het, die volk het hulle rug op die Here gedraai, nie hulle gesigte nie. Die simboliese betekenis daarvan, as jy met jou oë na die Here kyk, jou oë opslaan na die Here, nie jou rug op die Here draai nie. Jeremia het ook vir die volk gesê, onthou 'n bietjie die Here se woorde. Die Here sê vir sy volk deur Jeremia, onthou 'n bietjie hoe getrou jy aan my was in jou jeug, toe jy my die woestyn ingevolg het, soos 'n bruid haar bruidegom volg, blindelings met oorgawe. En dit is nie meer so nie. En die Here het sy volk weggevoer deur die Babiloniërs, so 600 jaar voor Christus. En daar sit hulle in 'n vreemde land in ballingskap. En nou kom deur Jesaja die belofte van die Here. In beeldspraak, ek gaan 'n roofvoël stuur. En die roofvoël staan vir Persië se koning Kores.
Ja, dis reg. Die Here gebruik 'n heidense koning om sy volk te verlos. Daar gaan uitkoms kom. En dan kom hy by die gode op wie hierdie volk so staat gemaak het. Nebo en Bel. Hulle beteken niks. Hulle is voorwerpe waarvoor mense gaan neerbuig en aanbid. Hulle word moeg. En dit is so ironies. Dit staan hier baie mooi in Jesaja 46. Hierdie gode moet opgelaai word op 'n wa en gedra word. En daarteenoor dra die Here sy kinders, sy volk, vir u en vir my. Ook in ander dele van die Bybel hoor ons. Julle het in die woestyn ondervind hoe die Here julle God julle die hele pad waarlangs julle tot hiertoe gekom het gedra het. Soos 'n man sy seun dra in Deuteronomium. En Hosea, ek self het Efraim laat leer loop. Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit ek is wat vir hulle sorg nie. En ook in Jesaja 63, hy het hulle, sy volk, verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. En dis ook u en ek wat ondervind hoe die Here ons dag vir dag onder verskillende omstandighede dra. En dan die belofte van Jesaja dat die Here tot in die verste geslagte getrou sal bly. Dra beteken nie net hier fisies dra nie. Dis ook versorg. Die Here wil vir u en vir my versorg. Deur wie wil hy ons versorg? Deur hom, ons Here Jesus wat gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. My juk is lig, my las is sag. Die uitnodiging wat ook vanmôre na elkeen van ons kom, met watter pakkie ek ook al hier in die kerk sit vanmôre, 'n swaar gewig wat ek nie kan dra nie. Die uitnodiging van die Here, bring dit vir my. Ek sal dit vir jou dra. Ek sal jou dra en jou verder versorg. En liewe gemeente, dis die wonderlike verhaal van Jesaja. En dan is dit as dit ware asof hy spot. 'n Spotlied teenoor die gode wat die volk in versoeking is om te aanbid. Hulle leef in 'n vreemde land, hulle is in aanraking met vreemde mense, vreemde gode, en hulle is geneig om vreemde gode te aanbid. En dan spot Jesaja soos ook van die ander profete. Een van die ander profete wat sê, jy gaan in die bos en jy kap vir jou 'n stuk hout. Van die een deel maak jy vir jou 'n mooi beeld en aanbid die beeld, en van die ander stuk hout gebruik jy vir brandhout. Jesaja sê, die mense wat dit kan bekostig, vat goud en silwer en vra 'n goudsmid om vir hulle 'n beeld te maak. En dan aanbid hulle daardie beeld. En dan spot Jesaja baie fyn en hy sê, daai beeld kan nie hoor nie, hy kan nie praat nie, hy kan jou nie dra nie. Inteendeel is die Here wat jou en my dra. En liewe gemeente, vanmôre as ons hier uitstap, het ons daardie wonderlike versekering. Die Here dra my onder alle omstandighede. Van die wieg tot die graf, soos ons een volkslied sê, sal hy onder alle omstandighede daar wees. Wat hy van my vra, is net daai een tree van oorgawe. Buig die knie voor die Here. Kom na hom toe, almal wat vermoeid en belas is. Isak de Villiers, wat lank 'n dominee was, en later 'n redakteur van Sari en van Rapport,
en baie oordeenkings en baie boeke geskryf het, vertel van 'n geleentheid waar hy op 'n strand gesit onder 'n sambreel en sy boek lees. En terwyl hy daar sit, kom daar 'n jong vroutjie verbygestap. Sy self is swanger en aan haar een hand het sy 'n klein dogtertjie van so omtrent 18 maande. En daar voor in die branders speel 'n dogtertjie vir wie sy al gesê het, moenie so ver van my afgaan nie. Pas op daar vir die branders. En agteraan kom nog een dogtertjie aangedrentel wat in droomland is, wat skulpies optel. En nou sê Isak de Villiers, dis vir ons so 'n mooi beeld van die kerk. Hier is die vrou wat in die Bybel ook beskryf word as 'n vrou in Openbaring en ander plekke. Daarvoor is een van die kinders op hulle eie haastig, kan nie ingehou word nie. Agter is een wat agterbly en sy het ene wat sy verwag. Met ander woorde, al die verskillende fases kom hier bymekaar. Soos 'n geloofsfamilie, soos die kerk van die Here vanmôre hier bymekaar is, verskil ons van mekaar. Ons is verskillende fases van ons lewe, maar ons het een ding gemeen, ons het een moeder. Johannes Calvin, die kerkhervormer, het gesê, wie God as Vader het die kerk as moeder. En dit is vir ons altyd so mooi as ons hoor hier in die kerk, hoe daar gepraat word van die kerk as 'n geloofsfamilie. En wat sê Isak de Villiers se verhaaltjie ook vir die kerk hier, die hele wye kerk oral. Daar's die moeder, wat ons almal bymekaar hou. Daar's die moeder wat 'n klein dogtertjie aan die hand hou, want sy het nog die beskerming van haar moeder nodig. Daar's enetjie wat bietjie haastig is, wat vooruit wil gaan, wat jy so bietjie moet inhou. Daar's een wat agter is, wat amper bietjie agterbly. Daar's enetjie wat in die toekoms, 'n mooi belovende toekoms van nog een wat aan die kom is. En liewe gemeente, vanmôre as ons hier bymekaar is dit wonderlik om te weet, deur elkeen van ons se lewensfase, van die geboorte, trouens, soos Jeremia sê, van voor my geboorte, het die Here my al geroep en geweet wat hy met my wil maak. Psalm 71 het dit ook gesê, voor my geboorte weet die Here al my pad. En hier hoor ons vanmôre ook uit die Psalm, die gebed van elkeen van ons, dat die Here nooit vir my moet verlaat nie, nie as ek klein is, nie as ek oud is nie, en die belofte van die Here, dat hy dit nooit sal doen nie, dat hy altyd met my sal wees. En mag die Here u elkeen seën, met watter las u op hierdie oomblik ook besig is. 'n Las wat dalk vir u te groot raak om te dra. Gee dit vir hom, wie se las lig is, en wie se juk sag is. En mag die Here sy kerk seën, ons almal wat hier bymekaar is, die gemeente Nelspruit Suid, met almal wat hier bymekaar is, verskillende talente en gawes en agtergrond en oorsprong, maar een moeder wat ons bymekaar hou. Een hoof, Jesus Christus, die hoof van sy kerk. Amen. Ons Vader, ons dankie vanmôre dat as ons sê Vader, het ons al reeds gesê, Heilige Gees, U wat ons lei om die Vader te kan ken. U wat ons lei om te kan sê, Jesus is die Here. En as ons sê Vader, ons ook kan sê Moeder, om te kan behoort aan die kerk hier, die hele wye kerk van Jesus Christus oor die aarde. En dankie dat U vanmôre ook vir ons versterk in ons geloof om te weet, U stap die pad saam met elkeen van ons. U dra ons onder alle omstandighede. En so wil ons dan vanmôre ook
aan elkeen wat hier genoem is in die knieaksie. En in besonder die Grobbelaar familie wat die groot skok en hartseer het van 'n vader wat weg is. Dat U met elkeen sal wees wat genoem is. Ook hulle wat blydskap lewe, 'n verjaardag, 'n huweliksherdenking. Ons wil ook bid vir die pad vorentoe in hierdie tyd van die gemeente, beplanning aan die einde van die jaar met die oog op volgende jaar. Die leiers, die leraars, al die personeel dat U elkeen sal seën. Ons dink in besonder dan ook aan die matrikulante van die gemeente hier. En ons wil ook die 2 groot hoërskole hier naby aan die opdra, ook die privaat skole, dat die matrikulante in besonder in hierdie tyd sal dra en ook veral ouers en familie wat hulle ondersteun. En dankie Here dat ons in hierdie dag ook kan weet, ons stap hiervandaan af 'n nuwe week in met U aan ons sy, U wat beloof om ons te dra tot in ons gryse ouderdom. Amen. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. Mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, tussen ons wees en vir altyd bly. Mag die Here wat vrede gee, julle in alle opsigte altyd vrede gee. Die Here sal by julle almal wees. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Amen.